Ons gaan verder lees by Matteus Evangelie, en dit is dan hoofstuk 9 nou. Ons is besig in die afgelope klompie weke met 'n reeks oor Matteus. Ons het begin by hoofstuk 1, en ons het verlede week afgesluit met hoofstuk 8, nou gaan ons in hoofstuk 9 doen, as 'n geheel boodskap van môre. As ons dit lees, die van u wat dit by die huis gelees het, sou gesien het dat dit eintlik 7 kort tonele is. Die hoofstuk 9 is 7, dis deur die vertalers ook so ingedeel in 7 blokkies. En as jy dit lees, die van u wat dit dalk gelees het, sou sien dat dit lyk asof hierdie 7 tonele nie eintlik verband het met mekaar nie. Maar ek glo die Heilige Gees het hierdie hoofstuk saamgeweef as nie maar net 'n klompie losstaande fragmente nie, maar dat Matteus onder leiding van die Heilige Gees, en onthou hy het vir 'n Joodse gehoor geskryf aanvanklik, dat hy hier vir ons 'n konstruksie gee wat 'n portret is van die Messias wat aan Israel kom verskyn het. Die Messias wat 'n unieke goddelike gesag het aan die een kant, en terselfdertyd die Messias met 'n diepgaande ontferming. En ek dink as 'n mens daardie 2 begrippe het in jou kop, die 2 begrippe van Christus in sy goddelike gesag, en daarmee saam, nie losstaande nie, saam, Christus in sy ontferming, as jy daai 2 temas in gedagte hou, dan sien jy hoe bind dit hierdie 7 tonele aan mekaar vas, soos 'n draad. En daarom het ek gedink om met die hulp van die Here en so kort as wat ek moontlik kan, om dit in 1 boodskap in studie vanmôre te behandel. En mens kan dit nie lees sonder dat dit jou op een of ander manier raak nie. Jy kan dit nie lees sonder dat dit vir jou op een of ander manier tot 'n beslissing bring nie. Die profete in die Ou Testament het al gesê dat die Messias so gaan wees, soos wat ons hom nou hier gaan sien. Vol gesag, vol ontferming. Byvoorbeeld Jesaja 35 waar die profeet Jesaja 700 jaar vorentoe kyk, 7 eeue vorentoe kyk. En dan sê hy, sê vir die wat angstig is in hulle harte, wees sterk en moenie bang wees nie, want kyk, julle God, hy self sal kom en julle verlos. En dan gaan oë van blindes oopgaan en ore van dowes oopgemaak word en lammes gaan spring soos takbokke en die tong van stommes sal juig. Nou, is dit nie wonderlik hoe die skrif is nie. Hier sê Jesaja, dit wat ek nou gesê het, 700 jaar, en nou maak jy Matteus 9 oop, dan lees jy die letterlike vervulling daarvan. Wat dink julle van die Bybel, vriende? En Matteus kom in hierdie hoofstuk 9 en hy wys vir ons doelbewus dat hierdie profesie van Jesaja, dis hoofstuk 35, vervul is in Jesus van Nasaret. So kom ons lees die 7 tonele en dan sal ek daarna opmerkings maak oor elkene en dan sal ons so afsluit. Vers 1. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom, en daar het hulle 'n verlamde man wat bedlend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat godslasterlik.
Maar Jesus het geweet wat hulle dink en hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Wat's makliker? Om te sê jou sondes word jou vergewe of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die Mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê te vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan en huis toe gegaan en toe die menigte mense dit sien, het hulle God, wat sulke mag aan mense gee, met eerbiedige vrees geprys. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my! Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Sien, daar is die effektiewe roeping weer waarvan ons gepraat het die ander keer. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus se disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus hoor dit en sê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer 'n bietjie wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dit haal hy aan uit Hosea 6. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. In die tyd het die volgelinge van Johannes die Doper na Jesus gekom en gevra, waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u disippels vas glad nie? Jesus antwoord, kan die bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, dan sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want die nuwe lap skeer die klere nog verder en die gat word groter. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy beide. Jesus was nog besig om dit vir die mense te sê, toe daar 'n raadslid van die sinagoge voor hom kom kniel en sê, my dogter het nou net gesterf, maar kom lê u hand op haar en sy sal weer lewe. Jesus het opgestaan en hy en sy disippels het saam met die man gegaan. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agteraf aan die som van sy klere geraak en sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai haar gesien en gesê, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik al was die vrou gesond. Daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom en toe hy die fluitspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan sê hy, gaan weg, hierdie dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net. Maar hulle het hom uitgelag. Nadat die mense uitgejaag was, het hy in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. Berigte hieroor het deur daardie hele omgewing versprei. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskree, ontferm U tog oor ons, seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daar na hom toe gekom en hy vra hulle, glo julle dat ek dit vir julle kan doen? Ja, Here, antwoord hulle. Toe raak hy hulle oë aan en sê, wat julle glo sal gebeur. Hulle kon toe sien. Maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daardie hele omgewing van hom gaan vertel. Nadat die 2 blindes die huis verlaat het, het die mense 'n man na hom toe gebring wat stom was omdat hy in die mag van 'n duiwel was. Nadat die duiwel uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwondering gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Maar die Fariseërs sê, is met die hulp van die aanvoerder van duiwels dat hy die duiwels uitdryf. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Ai, as die Here ons net so hard soos hierdie kan gee. Bid dit, vra dit vir die Here. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n herder het nie.
Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders, in die Griek sê, uit te gooi in die oes. Daar's 'n sterker woord om te gebruik wat nie betaamlik is vir die kansel nie. Maar dit is uitsmyt. Dis wat die Griek sê. Ekbalo. Balo is gooi. Ons het dit altyd onthou in ons woordeskat destyds as 'n bal gooi jy. So balo is gooi en ek vooraan is uit. Uit. So jy hoor dit in exit, uitgang. So dis uitgooi. Gooi die arbeiders uit in die oes. Dis wat ons moet bid. Hulle moet uitgegooi word, want self gaan hulle nie. Dit weet ons. Maar eerstens sien ons die gesag van Christus om sondes te vergewe, die eerste toneel. Deesdae sê mense vir ons, o nee, ek bely my sondes elke week by my priester. Maar die priester, jy kan vir 20 jaar jou sondes by jou priester bely. En as jy nog net dieselfde mens, want die priester het nie die autoriteit nie. Maar Jesus het. Die verlamde man word na Jesus toe gebring deur ander, maar in plaas daarvan, wat is nou die logiese? Die logiese is mos nou, hy sal nou aandag gee aan sy liggaamlike toestand. Dis mos die logiese, maar nee. Jesus spreek tot dit wat belangriker is as die liggaam, tot die siel. Skep moed, my seun, jou sondes word vergewe. Die man kom net daaraan, iemand bring hom, en hy kry dit, die ewige lewe. Net so. Jesus sien die verwagting by die mense wat die man bring, en hy skenk vir hom die ewige lewe, die volkome vergifnis van al sy sondes, sommer net so, sonder dat die man eers aan enige voorwaarde voldoen. Ja, die helpers het 'n verwagting gehad, maar ons hoor niks daarvan die verlamde self. Al wat hy wil hê is, hy wil loop, hy wil weer loop. Maar daar is nie by hom berou oor sondes en bekering en niks by hom, ons lees niks daarvan nie. Hy stel nie in sulke goed belang nie, hy wil net loop. Maar hy ontvang uit die bloute sonder dat hy daarvoor gevra het, die ewige lewe op die koop toe. Is dit nie onbeskryflik nie? God se vrye onverdiende guns sien jy in lewende aksie hier. Hierdie effektiewe roeping waarmee die Here roep, dis die manier hoe hy nou hierdie verlamde geroep het. Hy roep op verskillende maniere in sy effektiewe roeping. Op hierdie manier roep hy hom, ons gaan nou sien by Levi, by Matteus anders. Maar joh, daai skrifgeleerdes, daai predikante en ouderlinge was verontwaardig, omdat hulle het mos nou geweet wat die Bybel sê, hulle het geweet wat die profete sê. Die profete sê, net God kan sondes vergewe. Jesaja 43, Jesaja 44 sê dit, sê die Here, ek het jou oortredings uitgewis soos 'n wolk, jou sondes soos 'n nevel, keer terug na my, want God alleen kan sondes vergewe. So wanneer Jesus sondes vergewe, dan tree hy op as die een wat op 'n presiese gelyke vlak is met die God, Jahwe, die God van die Ou Testament. Presies dieselfde vlak. Dis waaroor hulle so woedend was, want hy's net 'n gewone man. En hy doen dit. Maar die punt is, die Messias is God in menslike gestalte, Immanuel, God met ons. Dis die punt wat hulle nie verstaan het nie. En die gevolg is dat die verlamde ou daar opspring en hy is daar, saag daar af. Hy stap weg. Wat die sigbare bewys is, die feit dat die man opstaan, dat sy bene sterk is, sy rug is genees, hy kan opstaan en hy kan wegstap, is die bewys dat Jesus gesag het oor sonde ook, oor sonde en oor siekte, want om die liggaam te genees is moeiliker
as om sondes te vergewe, want sondes vergewe is iets onsigbaar. Jy kan dit nie verifieer nie, maar 'n verlamde wat fisies opstaan en begin loop, dit kan jy verifieer. Dit is moeiliker om 'n verlamde te genees as om sondes te vergewe. En omdat Jesus die moeilike doen, daar loop die ou, is dit mos vanselfsprekend dat hy die maklike ook gedoen het. Sy sondes vergewe het. En die mense wat daar staan verheerlik God, omdat hy sulke gesag gee. Maar ek wil hê jy moet sien wat ek aan die begin gesê het, hoe dat gesag en die gesag aan die een kant en die absolute ontferming van Christus saamloop. Ons sien dit hier so mooi. Die vraag is natuurlik of daai mense verstaan het wie hierdie man aan wie God soveel gesag gegee het is. Wel, hy is nie net 'n mens wat gesag van God ontvang het nie, hy is die God wat gesag besit en gevul is met diepe ontferming tegelykertyd. In ons menslike ervaring van elke dag is dit die ouens wat gesag het, is gewoonlik die ouens wat nie ontferming het nie. En die ouens wat ontferming het, is die ouens wat nie die gesag het nie. Maar in Christus is beide. En onmiddellik daarna gaan Jesus en roep hy 'n belastinggaarder, 'n tollenaar, Matteus, Levi, met 'n effektiewe roeping. Hy roep die veragtes, want die tollenaars was in die Jode se oë verag, want die tollenaars was self Jode wat eintlik hulle eie mense verraai het, omdat hulle vir die Romeinse owerheid gewerk het en vir Rome belasting van die Jode ingesamel het, en baie van hulle was 'n klomp skelms, hulle die geld gesteel, die belasting baie hoër gemaak, en dan vat hulle daai room van daai bedraggies vir hulle self. Die Jode het nie tyd gehad vir 'n tollenaar nie. En die Messias roep hom. Hy roep vir Matteus met 'n kragtige, effektiewe roeping. En onmiddellik staan hy op en gehoorsaam vir Jesus. Ons het daaroor, ek kan daaroor baie sê, ons het daaroor heel wat gesê 'n paar weke gelede by 'n soortgelyke situasie, hoe dat die effektiewe roeping van God, en onthou jy ek het die onderskeid gemaak tussen God se algemene roeping wat almal hoor en die effektiewe roeping wat net tot sommige uitgaan en wat dan hierdie geweldige onmiddellike effek het. Hier sien ons dit nou weer. Wat 'n gesag. Met die roeping maak die Here die man se verharde hart sag. Buig hy sy wil om en maak hy sy dooie gees lewend binne 'n breekdeel van 'n sekond. En hy staan op en hy volg hom. Hy los sy werk wat winsgewend was, wat vir hom baie ingebring het, veral met die stelery, los hy net so. Vriende, dit is die enigste manier hoe enige mens 'n volgeling van die Here Jesus kan word. Dit is die enigste manier. Hy moet jou lewendmakend roep. Dan sal jy lewend word. Onmiddellik en hom begin volg. Gaan hy egter by jou verby en roep hy jou nie, dan sal jy nie lewend word nie en sal jy hom nooit werklik volg nie. Ja, sy algemene roeping hoor almal. Almal sien die algemene roeping van God, sê Psalm 19, in die skepping, in die natuur. En almal wat die voorreg het om die woord van die Here te hoor, of om 'n traktaatjie te lees, of om 'n boodskap te hoor, word ook deur die skrif geroep. Dis die algemene roeping, maar die spesifieke, effektiewe roeping, dit kom net tot sommige.
net tot sommige. Daar was baie tollenaars, maar Jesus roep vir Matteus. Hy word lewend, hy word 'n volgeling van die Here Jesus. Mens kan jou goed voorstel hoe woedend daardie kerkleiers was toe hulle hoor dat Jesus vir Matteus, die veragte tollenaar, geroep het en daarna ook nog, waar hy by iemand se huis nog gaan eet het ook, net daarna, waar daar ander tollenaars en sondaars gekom het om na hom te luister. Hoe kan hy saam met sulke mense eet? Wou daai teoloog weet, besef hy dan nie dat die koninkryk van God nie oop is vir sulke mense nie? Maar Jesus hoor hulle gemor en hy antwoord hulle met Hosea 6 vers 6, waar Hosea 6 sê, ek het 'n behaag in goedertierenheid, nie in offers nie. Maar kan nie weer sien hoe word sy gesag gekoppel aan sy ontferming? Die ware Messias staan nie ver van die sondaars nie, hy kom juis na hulle toe. Ek het nie gekom om regverdiges, die wat dink dat hulle gered is, gesond is, te roep nie. Ek het gekom om sondaars, die wat besef dat hulle nie gered is nie, te roep. Die wat siek is, sê hy. Is 'n dokter daar vir siekes, of is 'n dokter daar vir gesondes? Die antwoord is tog vanselfsprekend. So vir wie het Jesus nou eintlik gekom? Het hy gekom vir siekes, wat weet hoe siek hulle is, en genesing begeer, of het hy gekom vir siekes wat dink hulle is gesond, en daarom die genesing nie begeer nie? Vir wie het hy gekom? Die antwoord is vanselfsprekend. En dan derdens, die derde toneel, skuiwe dan verse 14 tot 17, skuiwe dan waar die disippels van Johannes die Doper daar aankom, want Johannes die Doper was nog altyd aan die gang en hy het ook disippels gehad, en hulle kom en hulle vra, waarom Jesus se disippels dan nie vas, soos wat hulle self doen nie? Nou vas beteken dood eenvoudig, dit kan 'n klomp goed beteken, maar basies beteken vas in 'n geestelike sin beteken dit dat 'n mens veral kan ook ander goed wees, maar dat jy veral jou normale eetprogram weerhou vir 'n periode om jouself beter te kan fokus op iets soos gebed byvoorbeeld. Om helderder te wees. Dis nie verkeerd nie, maar die Fariseërs het van vas reëls gaan maak, wette gaan maak, om God se guns daarmee te probeer verdien. Dis hoe verkeerd om hulle die ou verbond verstaan het. Maar Jesus antwoord met 'n baie verrassende beeld. Hy sê, kan die bruilofsgaste dan treur, met ander woorde vas, solank as wat die bruidegom by hulle is? Nou in die Ou Testament is God self die bruidegom van Israel. Dit staan in Jesaja 54, want jou maker is jou man, die bekende woorde, jou maker is jou man, die Here van die leerskare. So Jesus gebruik daardie beeld van homself om weer eens te wys sy eie absolute godheid. Net soos wat God in die Ou Testament van Israel die bruidegom was, so is hy die Here die bruidegom. Maar hy antwoord die vraag van die disippels van Johannes die Doper, waarom sy eie disippels nie vas nie, met 3 prente. Hy sê, die bruidegom is by hulle. Vas pas nie by 'n fees nie. En tweedens, 'n nuwe lap skeur 'n ou kleed net verder. En derdens, nuwe wyn in 'n ou sakke laat dit bars. Met ander woorde, wat hy daarmee sê is, ek het nie gekom om die ou wettiese stelsel wat die Fariseërs kom optower het, beter te maak nie. Ek het gekom om iets heeltemal nuut te bring, die lewe van die koninkryk deur die Heilige Gees. Ons kan nie dit meng nie. Ons kan nie hierdie nuwe klere wat ek gebring het op hulle ou lappe gaan sit nie. Jy kan nie dit meng nie, die ou sakke van tradisie en van selfregverdiging en mensgemaakte reëls en goeders kan nie die vars, kragtige,
werklikheid van Christus se genade dra nie. Nuwe wyn vra nuwe houers, 'n nuwe wedergebore hart, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe lewe waar die Heilige Gees gekom het. Jy kan nie dit meng nie. Hierdie fariseërs sit met ou sakke. Hulle sit met die ou sakke van hoe hulle die ou verbond gaan verknoei het met al hulle reëls en wettiese goed. Wil jy nou hê dat ek die nuwe lewe wat ek gebring het in daardie houers moet gooi? Belaglik, man. Die ou sakke, nee. Christus bring nie pleisters vir ons ou natuur nie, plak dit op nie. Hy bring 'n nuwe natuur. Hy voeg nie iets by ons godsdienstige gewoontes nie. Hy maak ons heeltemal nuut. En die vraag vir ons is 'n so belangrike vraag, ek kan amper die boodskap net hier stop en dat ons bid en gaan dink daaroor, maar die vraag is eenvoudig, maar dit is so diep. Die vraag is my hart 'n ou wynsak wat die Heilige Gees weerstaan, omdat my geestelike lewe so gevul is met wettisisme, wat dink God hou van my omdat ek dit doen en dit doen en dit doen, of is ek 'n nuwe sak wat Christus se lewe kan hou, wat Christus se lewe kan dra, wat geleer het om uit 'n persoonlike verhouding met Christus te lewe? Is dit wat ek is? Jy sien, party mense se harte, en dis eintlik ons almal maar van nature, party mense se harte is soos 'n ou lap. As jy nou die nuwe lap van die nuwe lewe in Christus daarop sit, dan skeur daai lap, of dan die beeld van die sakke. Geweldige beeld is dit nie. Jy kan nie die twee meng nie. Jy kan dit nie meng nie. Jy moet die een heeltemal weggooi. En dan moet jy 'n lewende verhouding met die Here Jesus begin. Die volgende toneel is baie dramaties. 'n owerste se dogter is dood. Sy was nog jonk, sê Markus 5. En 'n vrou met bloedvloeiing, wat al 12 jaar lank aan hierdie verskriklike kwaal ly, vir wie die dokters niks kon doen nie, raak aan die soem van Jesus se kleed. Beide daai persone, die dooie en die vrou met die bloedvloeiing, is seremonieel onrein volgens die wet van Moses in Levitikus 15. En niemand mag aan 'n lijk raak of aan so 'n vrou raak nie, hoegenaamd nie, maar Jesus word deur hulle onreinheid hoegenaamd nie besoedel nie. Hy oorwin hulle onreinheid met sy eie reinheid en lewe. Is dit nie wonderlik nie? Die Messias is die son van geregtigheid wat opgaan en as genesing in sy vleuels, het Maleagi reeds gesê. Toe die vrou die soem van die Here Jesus se klere raak, sê Jesus vir haar, hy weet daarvan, hy sê vir haar, hou moed my dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Die woord wat daar gebruik word vir gesond maak of wel maak, die woord sozo in die Grieks beteken meer as net fisiese heling. Dit beteken eintlik op 'n algehele verlossing, heil, nie huil nie, heil. Haar geloof in Jesus het haar nie net fisies genees nie, maar haar ook in 'n verlossingsverhouding met God gebring, wat haar ook binnekant heel gemaak het. Dit is dan maar net te wonderlik vir woorde, en dit gebeur in 'n oomblik se tyd, net 'n oomblik se tyd. Die vasgryp van die soem van die Heiland se kleed. Ja, dit was so 'n tasbare uitdrukking van haar vertroue, haar hoop wat in haar hart gelewe het. En dit is onmoontlik dat sy by 'n toedeur kon kom. Dit is onmoontlik. Ek wil hê jy moet hier hoor wat ek hier sê nou. Dit is onmoontlik dat sy as 'n onverdiende mensie, dit is onmoontlik dat sy aan daai soem van daai kleed van Jesus kon vasgryp en by 'n toedeur kom. Dit is nie moontlik nie. Hoe weet ons dis nie moontlik nie? Want Jesus sê self in Johannes 6 vers 37, jy kan dit lees en jouself oortuig, dan sê Jesus daar,
hy sê almal wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal niemand wat na my toe kom wegstoot nie. Ek sal niemand, dis my vers waarop ek al vir dekades my sekerheid bou, hierdie Johannes 6:37. En as ek wil twyfel, dan weet ek dat ek waaragtig gekom het. Dat hy my nie weggestoot nie. Hy sê dit. Hy het nooit sal hy hierdie vrou wegstoot. En dan gaan die meester in by die huis van hierdie owerste en hy sê vir die ouens wat hulle gehuur het om nou te kom rou bedryf, want dis wat hulle in daai ou tyd gedoen het, hulle het mense gehuur om te kom musiek maak en huil en rou bedryf. Hy sê, hierdie meisie het nie, hy sê, gaan weg man, hierdie dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net, en natuurlik lag hulle hom uit. Maar hy skrik nie af nie, hy gaan binne toe en hy neem die dogtertjie se hand en onmiddellik word sy lewend. Markus 5, wat oor dieselfde berig sê, die heiland het net gewoon, en hier is die effektiewe roeping nou alweer, vir die 3de keer, hy het net gewoon 'n opdrag gegee, in die Aramees, wat sy moedertaal was, gesê, Talita kum. Dit sê Markus vir ons, Talita kum. Dit is, dogtertjie, staan op. Dogtertjie, staan op. Wel. En daai effektiewe roeping, plotseling, kom daar lewe. Dis soos Elia en Elisa in die Ou Testament ook met dooies gehandel het. Maar as 'n fundamentele verskil tussen Elia en Elisa en Jesus, want Elia en Elisa het God aangeroep en tot hom gebid, maar Jesus beveel self en sy woord bring lewe. Hy het die gesag wat net aan God behoort. Net God. 1 Samuel 2:6 sê wat? Die Here maak dood. Die Here maak lewend. Deuteronomium 32. Daar's geen God buiten my nie. Ek maak dood en ek maak lewend. En hier kom Jesus nou en hy maak lewend. Met ander woorde, hy's God. Kan jy sien? Maar kan jy weer sien die kombinasie van gesag en ontferming? En toe hulle vir eentjie verder aangaan, toe is daar 2 blindes wat roep, wees ons barmhartig seun van Dawid, vers 27. Dis 'n messiaanse titel daai, seun van Dawid is 'n messiaanse titel, wat uit die verbond met Dawid in 2 Samuel 7 kom. En ook die profesie van Jesaja 11. Met ander woorde, hierdie 2 blindes erken dat hy die Messias is. Dis wat hulle sê. Jesus vra vir hulle, glo julle dat ek dit vir julle kan doen? En hy open hulle oë. Laat dit vir julle wees volgens julle vertroue in my, sê hy. Laat dit vir julle so wees. En dit verval van wat ek aan die begin gesê het, van die boodskap gesê het, dat die profesie van Jesaja 35 oor die messiaanse tyd, daar kan jy sien wat ek gesê het. As jy nou Matteus 9 oopmaak, dan sien jy met my aarde. Dit vervul Jesaja 35 van blindes wat sal sien en lammes wat sal spring soos bokke. En dan bring mense 'n stom man wat deur 'n demoon gebind is na Jesus toe en hy dryf gewoon die demoon uit. 7de toneel. Die skare het nog nooit in hulle lewe so iets gesien nie. Hulle is verstom. Maar die Fariseërs beskuldig hom en sê, ag, dis deur die Satan wat hy die demone uitdryf, man. So asof die Satan se koninkryk verdeel is teen homself. Hoe sal Satan nou Satan uitdryf? Belaglik.
Nie alle mense wat stom is demonies besete nie, maar in hierdie geval was dit so. Iewers langs hierdie pad, hierdie man se lewenspad, het hierdie man sy lewe vir die werking van die bose oopgestel. Ons weet nie hoe nie, het word nie gesê nie, maar hy moes dit doen, want geen bose gees kan sommer net iemand beset nie, dis onmoontlik. Hy moes iewers, moes hy sy lewe vir die bose oopgestel het, en 'n demoon het van hom besit geneem, en sy stembande buite werking gestel. Maar met die grootste gemak dryf die Here Jesus die demoon uit en onmiddellik kan die man praat. Hy het nie fisies iets bekeer nie. Maar die kerklui sê onder mekaar, ja, nee, dis met behulp van die duiwel wat hy dit doen. Maar kyk die patroon, nee. Hoe meer Jesus sy goddelike gesag openbaar maak, hoe harder word die mense se harte. Jy sal die teenoorgestelde verwag, maar dit is nie so nie. Hulle word harder. 'n Verwerping wat herinner aan Jesaja 6, waar God deur Jesaja sê dat die volk sal hoor en sien, maar nie verstaan nie en nie begryp nie. Die hoofstuk sluit af met 'n pragtige opsomming van Jesus se bediening. In vers 35 is so mooi. Hy sê Jesus het toe na hierdie is eintlik soos 'n opsomming. Hy het al die stede en die dorpe deurgegaan en in die mense se sinagoges gepreek en geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal onder die volk genees. Hy het nie elke siekte genees nie, hy het elke soort siekte en kwaal genees. Hy 3 elemente, onderrig, prediking en genesing, dit vervul die messiaanse roeping volgens die Ou Testament. En dan lees ons een van die kosbaarste beskrywings van die Here Jesus se hart, wat daar seker in die hele Nuwe Testament is. En dis vers 36. Ek wens ek kan 'n boodskap net oor hierdie vers doen. Hy sê, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle vermoeid en verstrooid was en getuister was soos skape wat nie 'n herder het nie. In Jesegiel 34 sê die Bybel, God is soos die herder wat na die skape omsien, soos 'n herder wat sy kudde opsoek, en Jesus word daai belofte vlees en bloed. Hy is nou die herder, sien nie, die goeie herder, Johannes 10, wat die verstrooide skape kom soek. Maar wat 'n stuk hartstog is dit nie, wat 'n ontferming is dit nie. As ons tog net kan leer om na mense anders te kyk. As ons tog net kan leer om in gebed te begin trane stort. En hierdie dagstukkies lesery en 'n gebedjie van 30 sekondes om dit tog net te los, om tog net tyd te maak met die Here. En deeglik te bid en voor die Here te ween. In die afgelope 7 dae het ek vir elkeen van u gebid. Ek wil Sondag elkeen in die oë kan kyk en eerlik sê, ek het vir jou gebid hierdie week. Ek kan nie vir besoekers bid nie, want ek weet nie wie u is nie. Maar die ander wel. Hy kyk oor die skare mense en hy sien hoe getuister hulle is. Hoe hulpeloos en verwaarloos hulle is, omdat hulle ongered en verlore in sonde is. Ag, as ek ook maar net 'n fraksie hiervan self kan beleef en kan voel oor almal, dat ek 'n skuld het teenoor alle mense, 'n skuld wat nooit afbetaal gaan word nie. Ek bly altyd in die skuld. Ek wil vir u vra.
om op 'n Saterdagmôre die evangelie te verkondig. En 'n dogtertjie wat nie hoor as hierdie stuk oud is nie. Vir u is dit hoog, maar ek staan hier, sy's net so groot. Net so 'n dogtertjie. Wat sê, en ek sien sy staan en luister. En sy sê vir Isel, vanoggend weet ek die Here is vir my lief. En ek vir hom ook. En Tannie, ek gaan vir Tannie bid van nou af. Ek wil vir u vra, is dit nie 'n Saterdagoggend well spent nie? Halleluja! Dit is soos 'n Saterdag moet lyk. 'n Ontferming vir die mense. Hoe beplan u week? Hoe beplan u en ek ons dag? Kyk ons na die week wat nou voor lê tot by 6 Desember en werk uit. Hoe gaan ek soek eers die koninkryk van die koninkryk van God? Hoe gaan ek dit eers doen? Maandag, Dinsdag, Woensdag? Of dink ek eers aan myself? Ek weet, en dan 'n hele lang lys. Gaan altyd net oor die groot afgod ek, wat altyd eerste is. Maar Jesus kyk oor daai skare en hy wil in trane uitbars. Hy kry hulle so jammer. As jy enigstens 'n kind van die Here is, dan sit u met 'n boodskap wat mense nodig het. Die enigste boodskap wat daar vir herderlose massas is, op hoop en redding. Hulle moet dit hoor. Ek glo dat die dag wanneer die Heilige, en ek bid intens vir dit, maar ek glo die dag wanneer die Heilige Gees in herlewingskrag deur Tafelberg gemeente gaan begin waai, gaan ons lidmate in groot getalle na vore kom en dringend pleit en sê, ek is tot die Here wat my siel gered het se beskikking om uitgebrand te word in sy diens. Dis wat herlewing doen. As jy mooi dophou hier, dan sal jy sien, dis juis uit hierdie ontferming wat in die Here se hart oor die skare is, wat hy dan daai groot evangelisasie roeping gee, wat hy dan in vers 37 sê. Die een kom uit die ander een. Hy sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitgooi. Uitsmyt, as jy wil. Bid hom. Kan jy sien, die Messias se ontferming oor die verlore skape word dan hierdie dringende gebedsopdrag en evangelisasie opdrag vir sy volgelinge. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal uitgooi. So ek hoop u kan sien, voordat ons bid, ek hoop u kan sien dat hierdie hoofstuk 9 is nie maar sommer net so 'n losse bundel van tonele nie. Dit is 'n majestueuse openbaring van die Messias. Hy het die gesag om sondes te vergewe, soos net God kan. Hy het die gesag om sondaars te roep tot lewe. Hy bring die nuwe verbond, soos Jeremia gebeloof het. Hy het gesag oor lewe en dood. Hy laat blindes sien en stommes praat. Hy het 'n hart vol ontferming vir die massas. Hy stuur sy kinders in die oes in, om die oes te gaan inbring. Hy roep hulle op tot ernstige gebed. Die lewende God moet gebid word om arbeiders in die oesland uit te werp.
Gebed het ook baie ander funksies, maar gebed is ook dat 'n mens die vuur van God, jy weet, as 'n mens 'n kind van die Here is, dan het jy 'n bepaalde salwing in jou menslike gees ontvang. Jy het 'n bepaalde teenwoordigheid, jy het 'n bepaalde vuur van die Heilige Gees. En weet jy, 'n mens moet so koester en waak om dit te behou. Die bewussyn daarvan te behou. En daarvoor is gebed so belangrik. Iemand het vir Leonard Ravenhill gevra, meneer, waarom bid u 8 ure op 'n dag? Toe sê hy, want as ek stop, ek wil nie mis wat ek het nie. Ek wil nie dat wat ek het deur my vingers val nie. Ek het 'n passie, 'n honger. Nie dat ek goed wil vra van die Here nie, maar ek het 'n honger na die Here self en ek wil nie dit verloor nie. Ons gaan net saam bid. Here, U wat die hemel en die aarde geskape het met U woord, en wat ook vir ons nuwe lewe gee met daai selfde woord. Ons prys U vir hierdie openbaring, Here, in Matteus 9. Ons kan soos Dawid sê in die Psalm, hoe lieflik is U woorde, dis beter as heuning vir my verhemelte. O Heilige Gees, U wat daai disippels vervul het om te getuig van die opgestane Here, neem ook hierdie boodskap vanmôre en plant dit diep in ons siel. Seën hierdie gemeente, Here, met 'n eendragtigheid in die skrif, 'n eendragtigheid in Christus, 'n eendragtigheid in die gebedsaltaar, 'n eendragtigheid in getuienis. Ons bid dit in die naam van die goeie herder, Jesus. Amen.